Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 18 en die opskrif lees: Paulus ontmoet Priscilla en Aquila en verkondig die goeie nuus in Korinthe. Paulus het Athene verlaat en Korinthe toegegaan. Daar het hy Aquila ontmoet, 'n Jood wat in Pontus gebore is. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom. Hulle is uit Italië weg omdat keiser Claudius beveel het dat alle Jode Rome moes verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek. Hy het by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk, want hulle was tentmakers, net soos hy. Elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en sowel Jode as Grieke probeer oortuig. Nadat Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy aandag bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Messias is. Toe hierdie Jode hom egter aanhou teenstaan en beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê: "Julle bloed is op julle eie kop. Ek is onskuldig, van nou af spits ek my toe op die nie-Jode." Hy is toe daaruit en het na die huis reg langs die sinagoge gegaan. Dit het behoort aan Titius Justus, 'n nie-Jood wat die ware God aanbid het. Crispus, die hoof van die sinagoge en sy hele huishouding, het tot geloof in die Here gekom. Ook baie Korintiërs het in die reaksie op die boodskap gelowig geword en is gedoop. Een nag het die Here deur 'n visioen deur Paulus gesê: "Moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie begin stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal 'n hand op jou lê om iets aan jou te doen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my." Paulus het die stad vir 1 jaar en 6 maande lank sy basis gemaak en die mense onderrig in die woord van God. Toe Gallio egter gouverneur van Achaia geword het sommige Jode 'n verenigde front teen Paulus gevorm en hom voor die hof gedaag. Hulle het Paulus daarvan aangekla dat hy die mense probeer oorhaal om God op maniere te vereer wat teen die wet is. Net toe Paulus homself wou begin verdedig, sê Gallio vir die Jode: "As dit oor 'n onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, Jode, sou ek julle klag aangehoor het. Maar aangesien dit 'n toets is oor 'n boodskap en name en oor julle eie wet, moet julle self daaraan aandag gee. In sulke sake wil ek nie regtig wees nie." Hy het die hof toe verdaag. Die klaars het toe almal vir Sostenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom net daarvoor die regbank aangerand. Gallio het hom egter aan niks hiervan gesteer nie. Paulus het nog uiterlike dae in Korinthe gebly en toe van die gelowiges afskeid geneem. Hy het Sirië toe weggevaar en Priscilla en Aquila is saam met hom. In Kenigree het hy sy hare laat skeer omdat hy 'n gelofte gedoen het. By hulle aankoms in Efese het Paulus sy reisgenote by die hawe gelos en self die sinagoge besoek. Daar het hy met die Jode geredeneer. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Toe hy vertrek het hy gesê: "Ek kom na julle toe terug as God wil." Hy het toe van Efese af weggevaar en in Caesarea aan land gegaan. Daarvandaan het hy opgegaan in die gemeente in Jerusalem gaan groet en toe Antiochië toe vertrek. Na hy 'n tyd lank in Antiochië gebly het hy weer vertrek. Hy het deur die landstreke Galasië en Frigië gereis en oral die gelowiges geestelik versterk. Intussen het Apollos, 'n Jood wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker en goed met skrifuitleg. Hy het in die pad van die Here onderrig ontvang en het met brandende geesdrif gepraat en ander noukeurige leer van Jesus. Hy het egter net die doop van Johannes geken. Hy het self met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom eenkant gevat en vir hom die pad van God nog duideliker uiteengesit. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig. Hulle het vir die gelowiges in Achaia geskryf dat hulle hom moet ontvang. Daar aangekom
het hy baie beteken vir die wat deur die liefdevolle goedheid van God gelowig geword het. Want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê en met die skrif bewys dat Jesus die Messias is. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou die Here